Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Skrifbreiding 12:6, die eerste 3 verse. Wanneer ons dit sing, onthou dit is as hy met 'n 12 begin, is dit 'n geloofsbelijdenis en hierdie is die beruiming van die eerste Sondagsafdeling van die Heidelbergse Katekismes, Sondag 1. Kom ons staan en sing vers 1, 2 en 3 saam, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook weer saam kan bely. Kan bely dat daar niks met ons kan gebeur sonder U wil nie. Ja, ons bely ook dat sonder U genade wat daar in Jesus Christus ons Here is, elkeen van ons verlore sal wees. En daarom dank ons U dat ons vanaand ook weer die evangelie hier kan hoor, hier kan uitgaan vanaand met die wete, ons sondeskuld is vergewe. Vergewe nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Daarom bid ons dat U vanaand ook weer deur die verkondiging van die evangelie elkeen van ons onsself sal laat leer ken, maar juis daarom ook ons verlosser Jesus Christus sal laat leer ken. Ons totale afhanklikheid van hom. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar dis ook ons gebed vir die kerk oor die wêreld heen versprei. Verhoor ons om sy naam ontwil. Amen. Vanaand, broeders en susters, eerste gedeelte uit Paulus se brief aan die Romeine, Romeine hoofstuk 3. En daarna terug na die gedeelte waarby ons verlede week ook stil gestaan het, hierdie keer Genesis 2. Maar kom ons luister saam uit Paulus se brief aan die Romeine, daarvan hoofstuk 3. Paulus skryf hier in vers 9,
Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een nie, wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sonde wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe, maar hy het ook getoon wat sy vryspraak teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidene nasies nie? Ja, ook van die heidene nasies, want daar's net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons daardeur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Dan as 'n mens terugblaai na Genesis toe, gaan ons vanaand uit Genesis 2 enkele verse by stil staan. En dit is dan Genesis 2 vers 15 en 16. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel: van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Dit is dan vanaand ons teksgedeeltes. Nou kom ons sing eers saam uit Psalm 130. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in u oor. Kom ons sing saam vers 1 en vers 2, waarna ons sitplekke kan inneem. Oh
Soos ons verlede Sondag aand gehoor het, broeders en susters, kom ons nou by die gedeelte van ons belydenis wat handel oor die vraag: wie is ek? Wie is die mens? En so het ons dit verlede week ook gehoor, dat ons gaan kyk in besonder ook na die verdorwenheid van die mens, die groot woord verdorwenheid, eenvoudige Afrikaans die mens wat vrot is van die sonde. Ons gaan kyk na die uitwerking van die sondeval op die mens. Want ons belydenis gee breedvoerig daaraan aandag. Maar voor ons dit doen, kom ons gaan eers terug na dit wat ons verlede Sondag ook gehoor het, oor wie is ek? Ons het gesien, ons is mense geskape na die beeld van God. Ons het gehoor, dit beteken ons is God se mense in God se skepping. Ons is anders as die res van die skepping. Ons is anders omdat ons bewustelik in God glo, God liefhet, God gehoorsaam en God verheerlik. God se beeld in ons lewe kom na vore daarin dat ons God met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag kan lief hê. Om die waarheid te sê, as jy gaan kyk na die skepingsverhaal voor die sondeval, is dit duidelik dat God alles in die heelal volmaak geskep het, ook die mens na sy beeld. Iets hiervan hoor 'n mens in Jesus se woorde ook aan sy disippels: wees julle volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En so vertel Genesis 1 dit ook vir ons. As die skepingsverhaal in detail deurlees, dan sien ons by alles wat God geskep het, het God self keer op keer gesê, en dit was goed. Behalwe by die mens. By die mens het God gesê, dit was baie goed. So waar God volmaak is en goed is, het hy ook die skepping volmaak en goed gemaak, soos hy dit wou hê. Want dit is heel eenvoudig wat God in die skepping wou hê toe hy ons geskep het, ons as mense, is dat ons ook sy volmaaktheid in die wêreld sal uitleef. Nou kom ons dink vanaand vir 'n oomblik aan die volmaaktheid van God, soos wat dit in die hemel ook besing word. As Jesaja geroep word, en ook in die boek Openbaring, as die Johannes die hemel sien, wat gebeur daar? Rondom die troon van God is die lewende wesens, die engele, en dag en nag roep hulle uit: heilig, heilig, heilig is die Here van die Here leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Daardie herhaling: heilig, heilig, heilig. Dit is wat God met die skepping ook bedoel het. Besonderlik sy skepping van die mens, om in sy volmaakte skepping van hemel en aarde verheerlik te word. Daarvoor het God vir Adam en Eva geskape na sy beeld, sodat hy verheerlik sou word. So kom ons sê dit vir mekaar: Adam moes en Eva moes, en Adam en Eva kon God met hulle hele hart, met hulle hele siel, met hulle hele verstand, met al hulle krag lief hê. Soos Jesus dit ook vir ons saamvat in die gebooie, as hulle vra, wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê, jou naaste soos jouself. En dis juis hier ook hoekom die proefgebod van Genesis 2 so belangrik is. Vir baie mense gaan die proefgebod oor die vrugte. Wat se vrugte was dit? Wat se boom was dit? Hoe dit gelyk? Maar onthou, dit gaan nie oor die boom nie. Dit gaan nie oor die soort vrugte wat dit was nie. Dit gaan oor God en of die mens God liefhet met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand. Gaan daaroor of die mens sy verantwoordelikheid as beelddraer van God bewustelik nakom of nie. Ek hoef nie vanaand vir u te vertel dat die mens nie aan hierdie eis voldoen het nie.
Paulus stel dit onomwonde vir ons in Romeine hoofstuk 3. As hy sê almal het gesondig en is nou ver van God af. Almal. Daar's nie 'n mens op hierdie aarde wat uitgesonder word nie. Die sondeval verdring en vernietig die beeld van God. En dis juist die tweede feit waarby 'n mens moet uitkom in jou vraag, wie is ek? As jy vra wie is ek, moet jy besef wat die uitwerking van die sonde op jou lewe is. Soos ons dit gesing het, uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor. Daarom skets Paulus vir ons hierdie uitwerking van die sondeval op die mens se lewe. Mens kan ook sê die universele aard daarvan, en as mens sê die universele aard, bedoel 'n mens dat dit alle mense insluit. En die manier hoe hy dit doen is deur hier in hoofstuk 3 telkens die negatief te beklemtoon, deur af te sluit met die woorde selfs nie een nie, selfs nie een nie. Daar's nie een mens nie. Nee, sê hy in vers 12, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Die hele mensdom vasgevang in 'n staat van sonde. So volmaak en goed as wat God ons geskep het, so onvolmaak het die sonde ons gemaak. En dan vat hy dit verder en dan vertel hy vir ons, hoe sondig ons? Waar gaan ons dit sien, die onvolmaaktheid van die mensdom, die sondigheid? Vers 13 en 17 verduidelik hy dit met twee beelde wat hy uit die Ou Testament gaan kry het. En die eerste is die van die keel, die tong, die lippe en die mond. En ons weet wat dit simboliseer, is die mens se spraakorgane. Hy wys vir ons hoe ons met ons woorde sondig. Hy sê eintlik ons woorde is gevaarlik. Dis bedrieglik. Dis dodelik soos giftige slange. Dit lei tot vervloeking en bitterheid. En dis baie harde woorde hierdie. Maar ons almal ken die uitdrukking wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En ons monde loop oor van die sonde, sê hy. Maar nie net ons woorde is belangrik nie. Nee, sê hy, as mens teruggaan, dan moet mens ook gaan kyk na jou dade, na dit wat jy doen. En daar het hy net so 'n pragtige beeld om dit te verduidelik, die van 'n mens se voete, of jou voete wat voetspore agter jou laat. En wat is die voetspore wat 'n mens deur die mensdom se geskiedenis raak sien? Dis 'n spoor van verwoesting wat agter ons lê. Want oral waar die mens gaan, deur die geskiedenis, die verwoesting sigbaar, is die liefdeloosheid van die mensdom sigbaar. In die vernietiging van mekaar en in besonder ook van die mensdom en die skepping. Paulus sê dit so, hy sê niemand loop die pad van vrede nie, want niemand het ontzag vir God nie. En daardie woorde is baie belangrik. Nog 'n aanhaling uit Psalm 36 uit. Niemand het ontzag vir God nie, sê hy. En dis kom ons noem dit die wesenlike van die sonde. Dat ons nie rekening hou met God se heiligheid, God se regverdigheid of God se wil vir ons lewens nie. Nee, die mens het na die sondeval, kom ons noem dit die teenbeeld geword van wat God ons geskep het om te wees. Die teenoorgestelde. En kyk 'n bietjie saam met my, hoe bely ons dit in die Dordtse leerreëls? Ons belydenis stel dit so, daar staan in die Dordtse leerreëls, deur die ingewing van die duiwel en uit sy eie vrye wil, het hy die mens hom van God losgeskeer en homself van die uitnemende gawes beroof. En wat het in die plek van hierdie uitnemende gawes van God, sy goddelike beeld gekom? Daarteenoor het hy in die plek daarvan oor homself gebring, blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid, verdorwenheid, rebellie en hardheid van sy wil en sy hart, sowel as die onsuiverheid van sy hele gesindheid. Mens wil amper sê, so hoog as wat God die mens geplaas het, so diep
het die mens geval. Dit is eintlik heel logies, hoe hoër jy op 'n leergang klim, hoe harder gaan die val wees en hoe verder gaan die val wees. En as mens wil vra hoe diep het die mens geval, kom ons terug by die uitnemende gawes waarvan ons belydenis praat, dan kom ons terug by ons kennis van God en van alle geestelike en heilsame dinge. Ons verstand het verduister geraak. Ons denke het plek gemaak vir die leuen in plaas van die waarheid van wie ons is en wie God in besonder is. Wat die geregtigheid van God betref, ons geregtigheid, en dan het ons verlede week gehoor, dit gaan ook oor die wil van God vir ons lewens. Daaroor hoef ons nie baie te sê nie, maar ons wil en begeerte na die goeie wil van God word verdring deur ons eie selfsugtige begeertes en ons eie wellustige wil. En ons heiligheid voor God, ons andersheid as die res van die skepping, kom ons noem dit ons ereplek, om God te verteenwoordig, om beelddraers van God te wees, en God daardeur te verheerlik. Dit het plek gemaak vir 'n soeke na die eie, na die self, en belangrik na my eie belang, en nie van mense rondom my. In die plek van die liefde, haat, afguns, woede. In die plek van versorging, bewaring, vernietiging en besoedeling. So kan 'n mens aangaan, maar hoe massief die sondeval se uitwerking op jou is, hoe erg die verrottingseffek van die sonde op die menselewe is, dit weet ons almal. Die mens het letterlik in die diepste van die duisternis neergestort. Die sondeval verdring en vernietig die beeld van God in ons. En wie so ware besef van sonde kry, sal dan weet, sonder Christus Jesus is ek verlore. Ek, elendige mens, sê Paulus dit. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader gebed as dankgebed saam.
Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Laat hoor my siel die stem van dankgebede, vergeet nooit een van sy weldadighede, vergeet hom nie wat jou sy guns bewys. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 103 vers 1. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.